Hierdie boodskap na toe gebring deur Skatte in die Hemel. Gaan sluit graag by ons Facebookgroep aan vandag. Vandag se skriflesing kom uit Markus 7 verse 24 tot 29. Jesus het hom gereed gemaak om daarvandaan weggegaan na die gebied van Tyrus toe. Daar het hy in 'n sekere huis tuis gegaan en hy wou nie hê dat iemand dit te wete moet kom nie. Tog kon hy nie onopgemerk bly nie. 'n Vrou wie se dogtertjie van 'n onrein gees besete was, het gou van hom te hore gekom. Sy het gekom en voor sy voete neergeval. Hierdie vrou was 'n Griek wat in Siro-Fenisië gebore is. Sy het hom gevra om die bose gees uit 'n dogter uit te drywe, maar hy het vir haar gesê, wag dat die kinders eers klaar eet, want dit is nie mooi om vir die kinders kos te vat en vir die hondjies te gooi nie. Sy het hom geantwoord, Here, die hondjies eet daarom onder die tafel die kindertjies se oorskiet. Toe sê hy vir haar, op grond van wat jy gesê het, kan jy maar huis toe gaan. Die bose gees het klaar uit jou dogter uitgegaan. Vandag se boodskap is getiteld Oorskiet vir die honde. In Jesus se tyd was die stad Tyrus 'n indrukwekkende plek. Dit was 'n vooruitstrewende hawestad, 'n sentrum vir kultuur en tegnologie en ook beroem vir sy waardevolle perskleurstof. Dit was ook 'n heidense stad en 'n plek wat goeie Jode eerder maar vermy het. In hierdie vreemde gesprek met die vrou sê Jesus dat hy eerstens gekom het om sy eie mense te dien en nie haar mense nie. Dit was gebruiklik vir Jode om na heidene as honde te verwys. Jesus het nie gedink hierdie beskrywing is reg nie. Hy wou net uitvind of die vrou bereid was om so 'n lae posisie te aanvaar sodat sy genees kon word. Hierdie vrou was nie bereid om nee as 'n antwoord te vat nie. Sy was bereid om enige oorskiet wat hy haar aangebied te aanvaar. Met ander woorde, enige aandag wat Jesus bereid was om aan haar en haar dogter te gee. As Jesus net eenvoudig haar dogter gesond gemaak het, sou sy hom slegs as 'n wondergeneesheer gesien het. Maar deur hierdie ontmoeting ervaar sy Jesus as die Messias, die God van Israel. Ons kan baie by hierdie Siro-Fenisiese vrou leer. Sy was nederig en het aanhoudend haar behoeftes na Jesus gebring. En sy het geglo dat Jesus oor genoeg krag en welwillendheid beskik om in haar behoeftes te voorsien. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat U my sien vir wat ek is en dat U my aanvaar vir wie ek is. Help my asseblief om in nederige geloof tot U te nader, sodat ek elke dag U genade kan ontvang. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. As jy soortgelyke boodskappe wil ontvang maandag tot Vrydag, sluit aan by ons WhatsApp broadcast groep. Stuur net jou nommer na 072 581 2973.